En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in jul binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 9. Psalm 9, ons is nou vanmôre 'n bietjie minder, kom ons doen ons bes. Ons sing daar verse 1, 7 en 10 tot eer van die Here. Geliefdes, ons gaan na die wet, dan sing ons Gesang 80 vers 3 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers, Gesang 80. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Die Here wat wil hê hierdie wet moet in die hart van sy volk wees. Dit moet nie maar net reëls wees wat daar een kan vir hulle bloot reëls is nie, maar dit moet in die hart gevestig wees. Kom ons luister wat vra die Here van ons. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen
valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daaruit Romeine 10 vers 9, dan hoor ons, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met hierdie waarheid in ons harte kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar in die Ou Testament Spreuke. Ons gaan 2 gedeeltes daar lees, eers uit Spreuke 4, en dan blaai ons daar na Spreuke 23. Eers Spreuke 4, ons gaan net daar van vers 20 tot 27 lees, en dan daar uit Spreuke 23 ook enkele verse.
Kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, soewereine, alwyse, alwetende God van hemel en aarde. U ons Skepper God. Here, ons wat deur U genade vanmôre ook hier saam in U kerk is, in die gemeente. Hoe wonderlik om saam in die gemeenskap van gelowiges te wees. Here, ons dankie vir hierdie wondergeleentheid wat U vir ons gee om so saam te wees, om U te loof en te aanbid. Om so saam te luister na U woord. Met die wete, met die geloof, dat U deur die Gees ook so met ons werk. Hierdie woord vanmôre in ons harte indra. Want Here, so op ons eie en ons ou menslikheid, ons ou natuur, dan sukkel ons maar. Dan is ons ore en ons harte baie keer so gesluit. Ons ore en harte maar net oop so vir die wêreldsding. Ja, Here, so baie dinge wat inbraak maak ook op die rustigheid, die rus van hierdie dag. As ons maar net vandag beleef waar ook 'n sportgeleentheid so plaasvind. En dit op U dag, op U rusdag. Maar Here, dankie dat U in harte bring om hier te wees. Al vat dit baie keer soveel meer, soveel ongerief. En dan besef ons dat ons in baie gevalle so gemaksigtig geraak het. Maar net so wil agteroor sit. Here, gee dat ons werklik met ywer en toewyding ons rig tot U woord en tot U weë, sodat dit sal wees tot eer en verheerliking van U naam, dat dit vir U welbehaaglik sal wees. En dankie Here dat U vir ons hier tot rus bring, tot 'n berusting in die hart. Hier waar U vir ons weer soveel moed en krag wil gee vir 'n week wat voor lê. Dankie daarvoor. Ons vra, Here, wees ons genadig. Wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, daaruit Spreuke 4, gaan ons lees daarvan vers 20. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver
van boosheid. Tot sover daar ons teksvers, die klem, vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Blaai saam daarna Spreuke 23, daarvan vers 24. Die vader wat met sy seun praat, hom onderrig. Vers 24, die vader van 'n regverdige juig baie. En as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Kom ons lees net tot daar die klem op vers 26. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. My broer en suster, die almagtige, alwyse skepper God het die mens met 'n hart geskape. 'n Hart wat met 'n ritmiese klop, ons kan ook seker sê 'n kragtige pompaksie die bloed deur die are na al die ander organe in die liggaam sirkuleer. En een ding weet ons, as 'n mens se hart gaan staan, en hy kom nie aan die gang nie, dan hou die lewe hier op aarde op. Wonderbaarlik aangrypend hoe die skepper die mens geskaap het, as 'n mens net daaraan dink. As hier in ons skrifgedeelte egter van die hart gepraat word, gaan dit om meer as die hart wat maar net 'n fisiese lewensorgaan is. Hier word gepraat van die hart as die setel van ons gedagtes. 'n Mens kan sê, dis ons inbors, my karakter, ons wese, ons innerlike, ons kan sê dis ons gewete. En dan sluit dit sekerlik ook ons emosies in, want ons kan sê, maar ek voel hartseer, of ek kan sê, ek is bly, ek het 'n blymoedige hart. Die Bybel leer vir ons dat die hart die beheerkamer van ons lewe is. 'n persoon se lewe is 'n spieelbeeld van sy hart. En daarom kan ons sê die hart is 'n fontein waaruit al die aspekte van die lewe borrel. 'n Mens se praat en doen is 'n uitdrukking van dit waarvan jou hart eintlik oorloop. Nou, ons het daardie wonderlike gesegde wat almal seker baie goed ken. Ons sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ons weet iemand wat oorstelp is van vreugde, wat 'n goeie tyding het, kan nie wag om dit te gaan sê nie, om met ander te deel nie. Maar hoe mense hoor ook die droefheid, die hartseer in iemand se woorde, sy stem. En ons lees daar in Lukas 6 vers 45, luister mooi hier, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Dis nie verniet dat hierdie Spreuke digter kom en hy waarsku. Maar nou is dit nie net 'n waarskuwing nie, dis vir elkeen van ons ook so groot bemoediging. As hy vir ons kom sê daar in Spreuke 4 vers 23 gaan kom sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe.
Hy sê dis eintlik, wees 'n getroue wag oor jou hart. Maar nou weet ons ken onsself mos, ons ken mense. Ons is nie deurgaan sulke goeie wagte nie. Daar's tye wat 'n mens in menslike swakheid oor jou kom. Maar daarom moet ek en jy so volhardend bid om die krag en die leiding van die Heilige Gees. En hier in Spreuke 4 vers 20 ook die ander verse, daar word 'n jong seun, en nou met die dogters nie besluit vanmôre, hulle is uitgesluit nie. Nee, dis deel daarvan. As hy hier praat van 'n jong seun, dan praat hy ook van 'n jong dogter, hy praat van 'n jong kind. Hy word vermaan, geleer om na die woorde, die opvoeding van die Vader te luister. En hierdie kind kan ons aanneem, ons lei hier af, hy's dalk in so 'n ouderdom, dalk so 'n ouderdom waar hy tiener is, dat hy goed verstaan. Maar ons moenie kinders onderskat nie. Ons doen dit baie keer, van vroeg, kleintyd, is hulle werklik ontvanklik vir die Christelike opvoeding. Daarom kry ons die kinders as mos deel van die verbondshuis, die verbondsgesin. Hulle groei as verbondskinders op in 'n milieu van in die Christelike huis waar die Bybel gereeld gelees word, waar daar gebid word. Dis die goeie verwagting. Broer en suster, en dit wat ons vanmôre hier hoor, dis baie belangrik vir ouers. En ook grootouers. Ons wil nie die grootouers uitsluit nie. Grootouers, 'n groot rol wat hulle vervul. Of dan, as ons vanmôre kom ook by die verbondsonderrig, die pryse wat hulle gaan kry, erkenning gegee word aan hulle deelname, dan speel die verbondsonderrig voorganger ook 'n belangrike rol, maar vir almal moet die fokus op die hart van die kind wees. Die hart is die fontein waaruit die lewe borrel. Dis hoekom hierdie Spreuke digter daar in Spreuke 23:26 sê, my seun, gee my jou hart. Die inbors, die innerlike. Dis die belangrikste. En dit sluit natuurlik kennis in, Bybelse kennis. Ons hoor juist dat die wyse Spreuke digter daar in Spreuke 3 vers 3, dan praat hy daar van die Bybelse insettinge, die ouer onderwysing, liefde en trou, al hierdie goeie dinge. Dit moet en hy sê dit so goed, moet op die tafel van die hart geskryf word. My seun, gee my jou hart. Die ouer kom en hy rig eintlik 'n uitnodiging aan sy kind. En hy neem 'n groot verantwoordelikheid om deur God se beskikking, deur sy krag en sy genade en deur die kragtige werk van die Heilige Gees, die kind se hart, en dis spreekwoordelik te neem en dit tot eer en welbehae van God te ontwikkel. Hoe wonderlik, my broer en suster, hoe God het beskik. En hierdie jonge kind wat op sy beer daardie vertrou het om sy hart spreekwoordelik vir sy ouer te gee om gevorm te word. Klein, jong, onvolwasse kinders kan nog nie vir hulle self besluite neem nie. Hulle is in die leerskool van die lewe. En ouers, grootouers, begelei hulle, gee vir hulle raad. Natuurlik, Bybelse raad. Nou weet jy mos, ons praat baie keer daaroor kinders wat op 'n stadium so in hulle tienerjare veral met rebelsheid kom, maar rebelsheid van die hart. Dit vra juis volhardende gebed. Volhardende Bybelse opvoeding om as ouer daarmee te volhard aan te hou. Hoe wonderlik hoe God dit beskik, dat daar ook in die kind se hart
'n behoefte is. En u wat kinders groot gemaak het of steeds groot maak, weet dit, daar's 'n geestelike behoefte in die hart. Daar's 'n behoefte na die geestelike. Jy moet as ouer, as grootouer, moet dit aanwakker. Van jongs af saam Bybel lees en bid. En so word die kind geprikkel om meer van die Here te hoor. Dit is vir my so goed as ek hoor van die klein kinders, so klein is wat hulle al sê, dan sê hulle, papa, mama, kom lees vir ons Bybel. Hulle leer saam bid, leer daar aan moeders knie gebedjie, bid saam aan die etenstafel. Hoeveel gesinne bid nog aan tafel? Ek wonder, so met die televisie en al die aksies wat aangaan in die huis, is daar nog tyd om saam te kom? Vir huisgodsdienst. Maar het jy mooi geluister na daardie Spreuke 23 vers 26, nadat die pa aan sy seun sê, gee my jou hart. Dan volg daar baie belangrik, hy sê, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my weë. Hy nooi hierdie kind uit om te gaan kyk. Dit wat ek jou leer, moet ook in my lewe wees. Jy moet dit in my lewe kan raak sien. Daarom wil ek vanmôre vra, sien die kind die goeie wat ek hom leer in my ouer, in my grootouer, in die gelowige se lewe, die gelowige wat voorloop, sien hy hier die dinge wat hy vir my leer. Is my sê en my doen, my voorbeeld werklik navolgingswaardig? My broer en suster, en ja, dadelik, en ek hoor dit sommer al so stilletjies daar in die hart wat hy sê, maar ons is nie volmaak nie, en ons maak foute, dit is so, ons is almal sondaars, ons is begenadigde sondaars deur die genade van ons hemelse Vader, en dit deur die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Maar belangrik as ons hiervan praat vanmôre, my kind, my kleinkind, ander mense moet Christus in sy liefde, in sy verlossing, in my sien en hoor, dit ervaar. My hart moet daarvan oorloop. Hoe kan my kind, my kleinkind van Christus en sy verlossing weet, as hy dit nie hoor nie? As hy dit nie aan my woorde hoor nie, en hy sien dit nie aan my nie. En daarom my broer en suster, moet ek en jy baie waak teen skynheiligheid, teen valsheid. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En ons kan mense maklik om die bos lei, en ons praat groot dikwels daaroor, maar nie vir God. Nie vir God nie. Jeremia 17 vers 10. Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. Baie vuurige pyle wat vandag so op ons kinders afgevuur word. Na die hart. En nie net na die kinders toe, ook na groot mense en ons, die Here se kinders is blootgestel aan al hierdie wêreldse aanslag. En nou help dit nie, ons word almal askeet en ons gaan kruip weg vir alles en almal nie. Ons is blootgestel aan 'n sosiale media. Kinders wat se harte, kinderharte wat 'n groot teken is van kwaaddoeners. En soos Paulus sê daar in Filippense 2 vers 15, hy sê dit eintlik so goed, hy sê, ons leef te midde krom in 'n verdraaide geslag. Van vroeg, na die sondeval het die verhardheid van die hart reeds by die mense ingetree. Jeremia 18 vers 12.
ook daar in die Ou Testament, wat ons hoor van die verhardheid van hierdie volk se hart. Dis seer, dis hartseer om dit te hoor, as die Here vir hierdie volk gaan vra, as hy 'n oproep, 'n dringende, ernstige oproep doen tot bekering, hoor bietjie wat sê hulle sê, maar hulle sê, dis te vergees, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart wandel. Hoor jy dit vanmôre? Is dit nie wat ons in ons dag ook baie keer kry? Ons leef verder as 'n mens sou hoor in 'n prestasie en 'n voorspoedsbehepte wêreld. Jy mag nie verloorder wees nie, nooit en niks. My broer en suster, en daar is niks fout met sukses nie, daar is niks fout met prestasie nie. God gee vir ons talente, hy gee vir ons vermoëns, en ons moet dit ten volle benut. Ja, ons mag nie lui wees nie. Ons mag mooi huise hê, ons mag mooi motors hê, ons mag geld hê, maar dit mag nooit die alfa en omega van ons lewe wees. Dit mag nooit die enigste, belangrikste fokus van my lewe wees. Om maar net weer te besef, aardse skatte is tydelik, dit vergaan, deur mot, roes, diefstal. Daarom die skat in die hemel is ewig, dis onverganklik. Dis die belangrikste, Matteus 6 vers 21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. My broer en suster, gaan leer jou kind en jou kleinkind van die dinge wat ewigheidswaarde het. Gaan leer hulle van Jesus Christus en sy verlossing. Gaan vestig dit, gaan anker dit in jou kind, in jou kleinkind se hart. Gaan vestig dit, anker dit, dat hy ons enigste verlosser en saligmaker is. Want in vandag se tyd in hierdie ou wêreld, dan hoor hy, selfs op skool, hoor hy ander stories. Deur die genade, liefde van God, bring die Heilige Gees die wedergeboorte, die bekering, die geloof op 'n misterieuse wyse in ons hart. Dank die Here daarvoor. Want die Heilige Gees wat nog verder met my en jou werk in ons harte, hy dring vir ons tot daaglikse bekering. Ek wil afsluit. As 'n mens daarin in Spreuke 4 gaan lees, dan kom daar aan die einde, het ons gelees wat hierdie Spreuke digter sê, wat moet ek nou doen? Wat moet ek doen om my hart te bewaak? Hy kom gee goeie raad. Vers 24, dan kom dit daarop neer, verwyder valsheid van die mond. My broer en suster, hoe beleef ons hierdie ou wêreld en die mense om ons, en dalk 'n probleem by myself, by elkeen. Ons is so vol bedrog. Die wêreld het 'n behoefte na die waarheid. Jesus Christus, wat daar in die Nuwe Testament ook, Matteus 15 vers 8 kom, en hy sê, hierdie volk nader my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Sien jy die valsheid? Vers 25 sê daar, laat jou oë reguit kyk. Wees altyd eerlik, wees opreg. Daar is soveel korrupsie en leuns, soos ons nou gesê het, daar is soveel diefstal, steel, bedrog. Vers 26, bly op die regte pad. Bly op die Bybelse koers. Bly op die spoor van die Bybel. Maar vers 27 sê hy, bly ver weg van die boosheid, van die kwaad, bly op die weg wat vir God welbehaaglik is. Belangrik vanmôre wat ons gehoor het, ouers, grootouers, jy gelowige, jy moet voorstap. Jy moet voorbeeld wees.
Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u genade. Die genade is so groot dat ons ou verstandjies te klein is om dit werklik te beskryf of mooi te verstaan. U weet, u gedagtes ver bo ons. Maar dankie daarvoor. Here, gee dat ons dankbaarheid ook sal wys in ons lewe, dat dit geanker sal wees in ons harte om te doen wat u welbehaaglik is. Dit wat ons vanmôre ook gehoor het, om ons harte te bewaak. En ons kan dit alleen maar doen deur dit te hou na u woord, na dit wat u van ons vra. Wees ons genadig, Here, en lei u vir ons deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Skriftersgesang 252. As hy hier in vers 3 sê, my hart, Heer, kan ek nie vertrou nie. Dis te vol bedrieglikheid. Sal u my hart nie steeds verlig nie in sy verbloemde sondigheid. Dis is 'n gebed wat 'n mens tot die Here rig. Ons sing daar vers 2 en 3. Luister mooi na die woorde as hy sing. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.